Prys sy naam, prys sy naam. Amen. So in die midweek skielik, wat die Here my lei, wat ek 'n spesiale diens hou, ons is ook weer live, so almal wat live ingeskakel is, welkom. Hulle kan ook hierdie boodskap share, asseblief, verskoon soos hulle opkom, vra ek dat hulle die boodskap sal share, sodat dit dalk iemand se lewe kan help, versterk of laat sin maak. Amen. Want wat is een van die grootste dinge in ons lewe, is dat baie dinge vir ons baie keer nie sin maak nie. Ons verstaan nie wat gaan aan in ons lewens nie, en die hartse ding is baie keer voel ons is net my lewe, is net my situasie. Ons is baie keer so selfgesentreerd, dat ons dink is net ons wat deur hierdie moeilike tyd gaan, en niemand verstaan reg waardeur ek gaan nie. Kom ek sê vir jou, ek dink meeste van ons gaan dieselfde moeilikheid, is dalk net baie keer op 'n ander graad wat jy daardeur gaan. Maar ons gaan maar almal deur dieselfde tipe van ding. And that's called life. Amen. Kom ons gaan oor na die woord van die Here toe. Ek gaan vir ons 2 gedeeltes lees, maar ek gaan net eers die eerste een lees in Handelinge 28. Die tema wat ek het vir die woord is beskerm of beperk. Is ek beskerm of is ek beperk? Handelinge 28 vers 16 en dan gaan ek oor na vers 30 en 31 toe. Is Paulus hier aan die woord? Hy sê, nadat ons in Rome gekom het die hoofman oor 100 die gevangenes oorgelewer aan die bevelhebber van die leer. Maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. Vers 30 en 31, en Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Wat is dit nou van 'n gevangene? Vir 2 jaar, in hierdie geval, was hy gevange geneem in sy eie gehuurde huis. Hy kon mense kry wanneer hy wil, soos wat hy wil. Hulle kon hom kom sien, en daar was 'n wag wat die staat betaal word by die deur, wat vir hom doorman was. Hy het sy eie bouncer gehad by die deur. Dit was nie enige man nie. Dit was 'n goed geoefende, gevegte, sterk, goed opgeleide soldaat. Staan by die deur en sê, wil julle inkom? En vra eers, het julle afspraak? Hy kan hom lekker handig gebruik, nee. Nou kan ons kyk na hierdie gedeelte en ons kan sê, nee, jete, dis vreeslik, hierdie ou is gevange geneem en hier sit hy in hierdie moeilikheid, want weet jy, hy is in gevangenskap in sy huis, en hy is in huisarrest, en dis 'n verskriklike situasie. Dit klink amper soos COVID. Onthou julle, toe COVID kom, toe sit ons almal en ons wil ons polse kou, en dit was vreeslik gewees, en ja, natuurlik, die afsterwe van baie mense is die traumatiese gedeelte daaraan, maar hoeveel ander mense het vir my gesê, hulle sal weer kan doen met 'n lockdown? Is daar 'n paar wat sê, dit was nogal, daai lockdown, daai vrywillig verpligte verloffie was nogal 'n oulike ding gewees. Ja, van ons het salarisverliese gehad en bekommernisse het opgebou in die proses, maar weet jy wat, jy kan niks daaraan gedoen het nie. Jy moes maar net kalm wees en dit geniet. En jy kon gesit en jou dood stres het, of jy kon gesê het, man, kom ons maak die beste hiervan. In daai tyd het ek my kookvernuf en my bakvernuf en alle vernuwe na vore gebring, om het net daarna weer te verloor. Nou, maar dit was 'n goeie tyd. Maar ja, afhangende hoe jy na dit kyk. Nou kyk ek hier na Paulus en ek besef, yes, as jy hierdie gedeelte gaan lees en jy gaan hom bietjie mooi bepeins, dan sal jy agterkom dat Paulus het eintlik baie moeilikheid gehad. As jy gaan kyk, Paulus was heeltyd vervolg as gevolg van mense wat hom aanval. Hy was heeltyd vervolg deur die Jode, want as hy vir hulle die waarheid sê, dan raak hulle kwaad, en hierdie manne gee vir hom ordentlik pak sla. Ek gaan nou 'n bietjie vir julle lees, wat het Paulus nie alles deurgegaan nie. En die Here sê, nee man, Paulus, raak jy rustig, ek sit vir jou 'n bodyguard, die staat sal betaal vir hom. Hoe kyk ons na 'n situasie? Kyk ons na dit om te sê ek is beskerm, of voel ek nie, ek is nou beperk, want ek is gevange, ek is nou vasgemaak. Meeste van Paulus se briewe wat ons vandag lees, wat vir ons baie tel, want ons kan dit gebruik vir die evangelie van Christus Jesus, het ons gekry die oomblik toe Paulus bietjie verplig was om stil te sit en te skryf.
Hoeveel van ons moet baie keer bietjie verplig word om stil te staan sodat God iets met ons kan bereik? Amen? Is julle hier vanaand? Amen? So dis iets belangrik. Is belangrik om te verstaan dat baie keer gebeur dinge en dis nie altyd in slegte nie. Is baie keer sodat God iets in jou lewe kan bereik. En as ek kyk na hierdie gedeelte, dan raak ek sommer nou opgewonde. Nou ek dink nie Paulus was so dik van die lag vir dit nie, want hy was 'n moeilike mens. Paulus was 'n moeilike mens. Hy was so 'n bietjie meerig ook. Paulus was 'n moeilike mens. Hy was nie 'n maklike mens nie. As jy jouself 'n storieetjie lees van 'n sagte ouetjie, maak jy 'n fout of jy lees verkeerde Bybel. Paulus was 'n moeilike mens. As hulle hom enigsins gestraf het, hy voel as jy reg nie en sê, kom, julle gaan nie in die openbaar my uitleer. Julle gaan nie nou hier in die geheim vir ons vertel, ons is af nie. Julle het ons in die openbaar gevang, in die openbaar gaan julle jammer sê. Hulle is nog besig om die rieme uit te trek, want hulle gaan hom pak slaag gee. Sê, is dit vir julle geoorloof om 'n Romein te slaan? Dadelik, maak los, hulle die man gaan. Paulus het nie nonsens gevat nie, hy was 'n geleerde, hy was een van die mees geleerdste mense in die Bybel. So hy het nie nonsens gevat nie, so vir hom was dit moeilik, want hy het beweeg, hy het gereis, hy was oral heen. Maar ergens het die Here ook geweet, weet jy, Paulus, jou liggaam gaan ook net soveel kan hanteer. Raak bietjie vir my rustig. Sit 'n choppie op die kool en raak rustig. En hy raak rustig in sy eie huis met 'n deurwag wat daar was. Ek wonder of hy hom later gebruik het as 'n butler. Koffie of wat ook al. Ek weet nou nie wat het hy gedoen nie. Ek dink nou nie die wag was heeltemal ingenoom met dit nie, maar op 'n einde van die dag het hy hom opgepas. Nou as jy gaan kyk na hierdie gedeelte, net nadat Paulus gevang is in sy huis of in sy huis toegelaat is om te bly terwyl die ander oorgegee is, toe kom Paulus op 'n plek wat hy weer die Jode saamroep. Nie die heidene vir wie hy die evangelie geroep is om te verkondig nie. Hy praat met die Jode. En weet jy wat doen hy met die Jode? Hy roer hulle weer, hy gee vir hulle weer pakslae. Hy sê vir hulle, julle wat nie wil luister nie, daarom gee die Here die evangelie vir die heidene. En hy roer vir hulle. Weet jy wat het voorheen gebeur wat dit sê? Hy het pakslae gekry. Nou kan hulle nie, want sy bouncer staan daar. Deur die staat betaal om hom op te pas. Hulle het nie besef nie, maar God het beplan dat hy die laaste sê kan sê sonder dat die Jode hom weer kom vasvang. Die Jode wou hom heel pad doodgemaak het. Die Jode het dit besweer op hulle lewe dat hulle hierdie man om die lewe gaan neem. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat het alles met Paulus gebeur, net so vinnig. 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 27. Hy sê, is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in sla bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 5 maal het hy 39 houe gekry, waarvan bewys is dat meeste mense wat dit eenmaal gekry het, gesterf het. Weens infeksie wat hulle gekry het in hulle wonde. Daar was nie vandag se dae wat hulle sit jou op antibiotika en 'n paar drips nie. Al wat daar gedrup het is jou bloed. Jy het pak slag gekry, dit was ernstig geweest. Ons Jesus is daar deur een keer. Syne was so bietjie ekstra geweest en hulle het 'n paar goedjies ekstra aangebring. Maar Paulus het 5 maal het hy 39 houe gekry. Besef jy hoeveel is dit? Mense, sê bietjie 5 maal 39, 195 houe. Ek dink hy het al so bietjie anders gelyk. Sy ruggie was nie meer so heeltemal glad soos die gewone ou se nie. 5 maal, 3 maal is ek met stokke geslaan. 3 keer het hulle vasgemaak en hulle laat slaan met stokke. Besef jy, hoe moes dit wees as hulle jou met stokke slaan? Mense, jy het vermink gelyk. 3 keer was hy geslaan deur hulle met stokke. Eenmaal is hy gestenig. Steniging is die proses waarin jy sterf. Dis hoekom hy skryf, ek weet van 'n man wat weggeruk is. Paulus het gesterf, maar die Here het hom weer opgerig. Hierdie man het baie moeilikheid gehad. 3 maal het hy skipbreek gelei. 'n nag en 'n dag het hy op die diep water deurgebring. Vir my 2 minute sonder dat my voete raak en dink ek die Here kom haal my en bring my weer terug. Hierdie man het 'n dag en 'n nag op die oop see rondgedryf. Kan jy jouself indink wat het hy deurgegaan vir die evangelie? Hierdie man ken dit dikwels op reis.
In gevare van 'n riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, skyn heilige boeties. In arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid. Hierdie man het absolute hel verduur op aarde. Ons sal dit nooit sê nie. Want wie vertel ons van die Here en die blydskap wat ons het in die Here? En wie sê vir ons, verbly julle, ek herhaal, verbly julle. Laat die blydskap in die Here julle beskutting wees. Die aand nadat hulle pak slaag gekry het met die stokke, en hulle goed gelooi is, toe lê hulle daar in die tronk, en hulle sing lofliedere vir koning Jesus. Ons kry so 'n bietjie vervolging en voel ons, Here, is nie moeite werd om dit te dien nie. Ek wil vir jou sê, gaan try iets anders en kom vertel jy my of dit werk. Skus, ek gaan nou iets prontuit sê en hoor my hart. Daar's niemand so slap en pabroekig soos kinders van die Here wat Christene is in vandag se dae nie. Daar's nie 'n nasie wat sy beginsel so vinnig laat gaan soos Christene nie. Laat Hollywood iets sê oor Allah of Mohammed, dan was Hollywood afgebrand, maar hulle vloek met ons naam Jesus Christus, dag vir dag, elke sepie, elke program, elke fliek, en ons kinders van die Here staan en kyk daarna, ons is hulle grootste ondersteunings. Ek vra vir u in hierdie dag, kinders van die Here, as jy staan vir niks, val jy vir alles. Ons is te bang, ons kry teenkanting. Ek het baie keer 'n paar goed wat ek wil sê, dan hou my vrou my so 'n bietjie terug, en ek dank die Here ook daarvoor, sy is daar geplaas om na my te kyk. Dan voel ek wil losbreek, en sê sy, hou net bietjie nog. Dan sê ek vir hom, as Paulus en Jesus so baie vervolg is vir die waarheid, is dit tyd dat ek die waarheid verkondig reguit. Ek het nie 'n saak wat sê die mense nie, want ek wil God behaag, ek wil bly by wat die Here wil hê ons moet doen. Paulus gee nie om wat sê hulle nie. Ja, maar Paulus, omdat ek weet jy's mens, besef ek jou liggaam kan ook net soveel verduur. 'n Liggaam kan net soveel hanteer, jou gees kan hoe sterk wees, jou vlees moet ook na gekyk word. Hy sê vir onsself in Galasiërs, hy sê die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En die Here sê vir hom, jy gaan bietjie rustig raak. Jy gaan bietjie bedien word in jou huis. Ons sal die manne na jou toe stuur. Hy het byeenkomste gehou dat die hele plek vol mense was. Hou hy huisdienste. En die Here sê, ek sit vir jou 'n wag daar, hulle sal oppas, so sê sommer wat jy wil. En daarna toe vat hy die manne eers. Hy het nie stil gebly nie. Want die Here het gesê, hoorie, ek sal nog hulle wat jou wil gevange neem, hulle wat jou wil vervolg, ek gebruik hulle om vir jou wag te staan. Ons voel baie keer, Here, ek voel so beperk, want hier sit ek in my huis. Here, en ek het nou nie 'n karretjie nie, of ek het nie dien nie, of, Here, ek weet nie wat nie, ons huil oor alles, ek weet nie meer waaroor huil ons alles, ons huil oor alles. Paulus kon daar gesit het en sy polse gekou het. Maar hy het met 'n passie die evangelie van Jesus Christus aan jou en my verkondig, sodat ons vanaand hoop kan hê. As daar 'n man was wat kon huil oor sy omstandighede, was dit Paulus. As daar 'n man was wat kon gesê het, ek het genoeg gehad, ek kan nie meer nie, is dit Paulus. En weet jy wat? Hy was die ou wat die meeste gearbei het aan die ander kant ook vir sy geloof toe hy onder die Jode was. Hy is die een wat die meeste gearbei het om die Christene te vervolg, wat hy briewe gekry het om Christene dood te maak. Hy sê, ek het hulle forceer om te laster, ek het hulle forceer om die Christendom te verwerp. Hy het die klere vasgehou toe hulle Stefanus doodgegooi het met klippe. Toe sê die Here, ek sal julle wys die pad wat hy gaan stap. En hy kry die evangelie vir jou en vir my. Die enigste een in die hele woord wat die evangelie bring van genade, die evangelie wat nie uit werke bestaan nie, maar uit genade deur Christus Jesus, sê amen. Jy en ek het vanaand genade, ons het guns, en dis nie deur ons werke nie, dis nie my goedheid nie, dis alleenlik genade, omdat Paulus bereid was om die prys te betaal. Hy was bereid om die prys te betaal. En sê, stuur my, ek is bereid om die pad te stap, ek is bereid om die vervolging deur te gaan, onder my eie volk, stuur my, ek sal gaan na die heidene toe.
Want hy het gesien, Jesus was bereid om te kom vir jou en my. Ek vra vanaand vir jou, hoeveel keer voel jy, nee, ek gaan Here nie iets doen nie, want nou beperk hulle my. Of, as ek iets van die Here noem, sal ek nooit bevordering kry nie. As ek iets gaan sê van die Here, nee, dan sal groot moeilikheid. Ek wil nou vir jou sê, God se bevordering is baie beter as enige werk of finansiële bevordering. God se verhoging is ver bo wat die wêreld vir jou kan bied. Maar ons sit, Here, ek voel beperk. Here, ek's beperk, ek kan nie dit doen nie. Moses, ek kan nie praat nie. Here, ek kan nie praat nie. Gee iemand anders, asseblief, ek kan nie praat nie. Moses het gehakkel. Moses het gehakkel. Maar God sê, toe maar, waar's Aaron? Kom, ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir jou 'n mond wees. Het jy dit gelees? Jy sal vir hom 'n God wees. Because you will be as God to him. Jy sal spreek woorde van God aan hom en hy sal dit spreek. Mense, die goed is wonderlik. Daar's geen verskoning as God jou wil gebruik nie. Daar's geen verskoning vanaand vir jou om alles vir die koning te kan doen van die konings nie. Ons moet vir die Here voluit lewe. Ons moet vanaand sê, Here, hier is ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons wil die dien. Dit maak nie saak nie. Here, ek het gevoel, ek is eintlik beperk, maar nou besef ek is eintlik beskerm. Here, ek kry nie die geld wat ander kry nie. Ek het gevoel ek's beperk. Nee, God sê ek het jou beskerm, want anders het jy verloor wie jy was. As baie mense wat nooit in hulle lewe sal genoeg of te veel geld hê nie. Want anders gaan hulle nie hulle afhanklikheid van God behou nie. Ek sê baie keer in my lewe, en ek dank die Here, is nie nodig nie. Maar ek eet eerder pap hier in Mosselbaai voordat ek steak in Gauteng eet. As jy nog nie so voel nie, is jy lank genoeg hier nie. Of jy was nog nie in Gauteng nie. Kom, ek sê nou vir jou, ek dank die Here vir wat ek het. Paulus sê ek het geleer om vergenoeg te wees. Ek het geleer om te waardeer wat ek het. Ek wil vandag vir jou sê, ek sit nou en wonder, sy eie gehuurde huis, dalk het hy nog die rekening ingestuur vir die staat. Sê, dit tel mos nou eintlik as 'n tronk. Gaan julle hier by my betaal? Paulus het nie gesukkel nie, hy het genoeg gehad. Hy sê, ek het geweet wat dit is om oorgenoeg te hê, maar ek het ook geweet wat dit is om gebrek te hê. Maar in alles het hy God verheerlik. Ek sê vanaand vir die volk van die Here, baie kere vra ek, Here, maar hoekom kan ek dit nie kry nie? Here, kyk hoe trou al my vriendinnetjies, almal het mans, ek kry nie 'n man nie. Baie vrouens hoor ek hierdie sê, ek kry nie 'n man nie, almal het al mans. Weet jy wat, God bewaar jou, gaan kyk hoeveel van hulle word verniel. Op die regte tyd sal God jou deel vir jou gee. Of julle is nou gevrek, of julle is net baie moeg. Maar ek wil vir julle vra, kom ons kry lewe. Want hierdie is 'n woord wat vanaand tot jou praat. Jy het nie 'n verskoning nie. Jy is vanaand beskerm deur die Here, deur dit wat jy nie het nie. Jy is nie daardeur gestraf nie. Here, maar hoekom het ek nie die werk gekry nie? Want God het geweet, jy gaan dalk nie daai spanning kan hanteer nie. Hy het jou beskerm. Here, hoekom het dit nie vir my uitgewerk nie? As ek moes kry wat ek wou hê, was ek in baie diep moeilikheid. Die eerste girl wat ek gehad het, weet jy wat is die moeilikheid? Ek het die Here gedien daai tyd. Ek het gebid en gemanifesteer en ons name saamgeskryf en ek het alles gedoen want dit moet my vrou wees. God het geweet, daai vrou is nie die een wat joune is nie. Ek het vir iets beters in stoor. As God vir my alles moes gee wat ek wil hê, wil ek vir jou sê, was hierdie wêreld vir my 'n baie snaakse plek. As God elke keer jou sin vir jou moet gee, sê ek vir jou, was ons 'n klomp bederfde brokkies. En julle weet almal hoe lyk dit as iemand 'n bederfde spoiled brat is. Skus, maar daar's niks so lelik soos iemand wat op daai plek kom nie. As jy alles kry wat jy wil hê, hoekom het jy geloof nodig? Ek vra vanaand vir jou, wil jy nie bietjie terugkyk na jou situasie? Wil jy 'n bietjie terugkyk en besef, Here, dankie. Ek het hierdie pad gestap omdat U eintlik my beskerm nie.
Here, ek het dalk hierdie pad gestap omdat U my help nie. Here, ek het dalk nie gekry wat ek wil hê nie, omdat U my wil beskerm nie. Ek het 'n meisietjie gehad op skool. Sy het baie gehuil by haar pa, sy soek 'n fiets. Sy waarheid. Sy het gehuil, sy soek 'n fiets, want haar maat sit fietsse. Sy soek 'n fiets. Ek soek 'n fiets, pa. Hoekom kan my maat se fiets hê? Hoekom mag ek nie fiets ry nie? Ek soek ook 'n fiets. En sy huil en sy gooi daai tantrums, julle ken dit. As jy nie tieners het nie, ek het 'n paar wat julle kan leen vir 'n ruk. Ek wil vir julle sê, dis 'n vreeslike gemoun. Ek soek dit nou, want al my maats sê dit, ek soek ook een. En sy het gehuil en die pa het bly sê, nee. Want die Here het op sy hart gelê, nee. En die oggend, sê hy vir sy vrou, hy sê, weet jy wat, ek dink ek gaan maar vir haar fiets koop. Dalk is dit net ek wat so voel. Dalk is dit nie die Here wat met my praat nie. En daai môre, daai selfde môre, 7:30 die oggend, toe loop daai meisietjie oor Sambesi, wie die gultjie van my sou wees. Met haar fiets loop sy oor die robot, en dan klim sy weer op 'n reisjef, toe sy oorgaan, toe kom daar 'n lorry aan, en hy stamp haar, en hy vergrys haar voet, en sy kom in 'n geweldige ongeluk. Sy het by die dood omgedraai. Daai meisietjie sou saam haar wees, sy sou teen die een dalk dood gewees het. Partykeer is nee 'n ja vir God. Partykeer is nee omdat God jou liefhet. Partykeer kry jy nie jou sin nie, omdat die Here die beste vir jou weet. Jacques Potgieter het nie sy sin gekry in sy lewe nie, want God het geweet wat is die beste vir hom. As ek als moes kry wat ek wil hê, sê ek nou vir jou, was ek in Oor-See-land besig, weet nie wat met wat nie. Maar dis nie wat God vir my wil hê nie. Vandag is ek presies waar ek wil wees. Onder wie ek wil wees. En ek doen presies wat ek in my hart begeer om te doen. Ek het geen behoefte vir niks anders as waar ek is nie. Dis my hart. Maar ek moes leer om te aanvaar dat God se wil reg is. Ek moes leer dat God se wil vir my nie is om my te straf nie. Baie mense voel, die Here straf my, want dinge werk nie vir my uit nie. Nee, God bewaar jou, want dinge sou nie vir jou uitwerk nie. As 'n spreekwoord wat sê, better the devil you know than the one you don't. Ander sê weer, die gras is groener aan die ander kant. As baie meer kunsmis in daai gras. Ek sê vandag vir jou, wees dankbaar vir waar jy is vanaand. Daar's mense wat sou gee om te hê wat jy het. As mense wat sou gee, jy huil want petrol is duur. Gaan trap bietjie daai martelpyp, klim bietjie uit jou kar uit en gaan trap 'n fiets. Gaan trap 'n fiets, dan gaan jy weer dankbaar wees vir jou kar, en gaan jy so voel petrol is 'n bargain. Ons huil oor alles, maar God is goed vir ons. Ons moan oor alles, maar God is goed vir ons. Brood blaas my op. Aanhou smag na 'n stukkie brood. Ek kan nie hierdie nie, ek moet die. Nee. Weet jy wat, ons het te vol storieetjies geraak. Ons moet begin die Here dien. Jy moet ergens op 'n plek kom, dat jy net bietjie stil staan en besef, hoorie, hierdie is nie 'n straf waar ek nou is nie. God is goed vir my, want sou ek dit gedoen het dit verander. Sou dit gebeur het dit verander. As ek terugkyk in my lewe, sê ek nou vir jou, sou ek nie my kinders gehad het nie. Ek sou nie hierdie gemeente gehad het nie. Ek sou nie my vrou gehad het nie. Ek sou niks van hier goed gehad het, as ek my sin gekry het nie. Want ek het my sin gesoek voordat hulle daar was. Vandag dank ek die Here, hulle is nou my sin. Dis presies wat ek wil hê. Maar ek het dit nog nie geweet nie. Jy dink jou lewe werk snaaks uit. Kom ek sê nou vir jou. God weet presies wat jy nodig het. God weet wat sy volmaakte wil vir jou. Jy huil oor ietsie kleins wat nie werk nie. Weet jy wat? God het vir iets beters in stoor. Ek kyk vandag terug en ek sê, Here, dankie. U is goed vir my. U is goed vir my huwelik, U is goed vir ons gemeente, U is goed vir ons op elke gebied van ons lewe. Ons het 'n partykeer probleme, dan is dit goeie probleme. Weet jy wat se probleem het ons vanaand? Weet jy wat is ons probleem heiliglik en kerk? Ons grootste 2 probleme. Een is natuurlik ons moet die signage vervang, want ek lyk so 'n bietjie bleek. En die volgende een is, ons soek 'n groter kerk. Ons wil huil, want ons soek 'n groter kerk. Weet jy wat, ons kon gehuil het en gesê, die plek is te groot, hy staan leeg, ons moet 'n kleiner plek kry. Maar ons huil oor alles. Kom ons wees dankbaar vir wat ons het. Kom ons loof die Here vir wat ons het. Kom ons prys hom vir wat ons het, want God is goed.
Hy beperk my nie. Hy beskerm my. Hy beperk my nie om vir my sekere goed nie te gee nie. Hy beskerm my daardeur. Ek wil iets groot sê. En ek vra dat U my sal vat in die lig wat ek dit gaan sê. Party mense huil. Dan sê jy, hoekom kan ek nie nou nog 'n kind hê nie? Ek dink is baie erg vir die wat nie kinders het nie, en ek bid dat die Here hulle sal raak sien. Maar party bid, hulle wil nog kinders hê. Partykeer dink jy nie, Here bewaar jou vir wat kon voorlê nie. Dink gou mooi wat ek vir jou sê. Dink wat se kind kon jy gekry het. Dink as jou kind moet weggeneem word. Dis vir my beter om nie 'n kind te hê nie, as wat ek een het, en ek verloor hom na 'n jaar of 2. Daar's altyd 'n ander manier om te kyk na die situasie. Al wat ek vir jou vra, God weet die beste. Wil jy nie vanaand saam met my op 'n plek kom wat jy sê, Here, ek is nie beperk nie, ek is beskerm. U het my nie beperk deur hierdie nie, u het my nie beperk deur nie vir my 'n beter werk te gee nie, u het my beskerm, want u weet dalk as ek gaan geld hê, gaan ek nie u dien soos ek u nou dien nie. As ek moet alles hê wat ek wil hê, gaan my geaardheid begin verander. Dis hoekom die woord van die Here sê, ek smile, ek het nou laasweek, toe het ek hier voorheen gehad, ek het dit eintlik lank beplan, om bietjie met die boog te gaan skiet. Ek wil graag my eerste bokkie gaan jag het met my compound bou. Mense, hulle vat ons na 'n skuiling toe, wat nou ideaal geleë is. Julle ken die skrif wat sê, dis moeiliker vir 'n ryk man om in die hemel te kom, as vir 'n kameel deur die oog van 'n naald. Dis nie naald en garing naald nie. Dis amper soos waar ek was. Nou is daar iemand saam met my wat hom lekker dik lag vir my, ek gaan nou nie daaroor praat nie. Nou is dit so deurtjie, en hy so hoog. Nou vir my size is dit bietjie klein. En ek moet inklim met die ding in my hand. En wanneer ek moet inklim, dan lag hulle lam vir my, want dis 'n gesukkel om daarin te kom. Die skouers wil nie heeltemal nie, maar ek sukkel man. Ek sukkel om aan te kom. Maar op die einde van die dag is ek in en ek is uit. Ek het so gesukkel om in te gaan, die tyd toe ek kyk wat aangaan, toe staan die bok agter my, toe het ons almal hom gemis. Maar ja, die Here het geweet, anders het ek baie moes betaal, dit was 'n eland. So die Here het ook geweet hoekom en waarom. Die Here weet hoekom gebeur goed. Die Here beskerm my. Ek kan dit voel as, Here, U sien my nie raak nie. Dis my hart gewees. Nee, God sê, ek gee vir jou 'n ander geleentheid, jy sal dit weet. Ek het so baie getuienis van dit, ek wil nou nie in almal ingaan nie. En met hierdie wat ek nou so sien oor soos daai kameel deur die oog van 'n naald, dit het vir my regtig so gevoel. En waaroor dit gaan is, jy moet al die bagasie afhaal, jy moet al die pakkery, alles afhaal, hy moet amper naak daardeur gaan, hy moet die knie buig om deur te kan skuif. Nou dis amper hoe ek deur daai ding moes gaan, ek kon nou my klere aanhou, maar dit was 'n storie om daarin te kom. En ek besef, Here, baie mense moet van al hulle goedjies ontslaa raak, voordat hulle sal kan ingaan in die koninkryk van God in. Vanaand voel jy, Here, ek het nie wat ander het nie. Here, ek het nie hierdie rykdom en my familie doen dit, hulle het daai talente en ek het dit nie. Weet jy wat? God het jou beskerm. Ek ken mense met wonderlikste talente. Maar hulle kan nie in 'n kerk bly nie, want hulle moet in die wêreld gaan speel, want die wêreld staan met oop arms en nooi hulle. Hulle het nie vrymoedigheid om nee te sê nie, so hulle hang in die wêreld uit in plaas van in die kerk. Ek sê nou vir jou, ek bly eerder in my eenvoud en ek bly in die huis van die Here, as wat ek in die hoogste platforms kom, buite in die wêreld, en God kom en ek maak dit nie. Ek vra vanaand vir jou, beskerm God jou, of beperk God jou? Paulus my seun, ek het jou nie kom straf, soos wat jy dalk 'n straf gesien het nie. Ek het jou beskerm, dat hulle nie weer hulle hand in jou slaan nie, want jou liggaam kan nie nog hanteer nie. Paulus het menigmal geskryf en gesê, dink aan my buite hierdie boeye. Maar weet jy wat, God het hom beskerm, dat hy net bietjie rus kon ingaan. Paulus het as 'n ou man gesterf. Maar weet jy wat, as Paulus sy wy gehad het, het hy baie vroeër al gesterf. Want hy was baie moeilik.
Ek vra jou nou, as die Here iets openbaar, dink jy, as die Here vir my sê, vir pastoor Rikus, sê vir hom, hy moet nie daan toe gaan nie, want daar wag onheil. Sê die Here het vir my om vir hom te sê, dat ek kan oulik wees, dat almal kan weet, ek is 'n oulike profeet, of sê die Here het omdat hy hom beskerm, hy sê hy openbaar die geheimenisse, so dat ons dit kan kragteloos stel. Dis wat die woord sê. Nadat hy vir Paulus gewaarsku het, toe het sy persoonlikheid hom gedwing om te sê, julle maak my nie week nie, ek gaan nou. Toe gaan hy. En God het hom beskerm. Die Here het eers vir hom gewaarsku deur die profetesdogters, die profetedogters en toe deur die ander profeet wat hy gegooi het. Moenie gaan nie, jy gaan moeilikheid kry daar. Sê, moenie my week maak nie, ek gaan nou gaan. Toe gaan hy. Hy het pakslag gekry. Hy het baie pak gekry. Ek smaal vanmiddag toe ek het deel weer luister en lees, en ek hoor, hulle het baie slag gekry, toe lag ek, want ek het ook baie slag gekry. Nou nie soos hy nie. Ek het as kind baie slag gekry. Ek het baie min pak slaas uitgemis. Dit was nou lyk my ideale sport gewees. Ek het pak gekry. Naderhand is my boudal sterk, man, ek het daar gestaan met 'n glimlag. Maar dit was steeds seer. Ek het net nie vir hulle gewys nie. Baie van ons kry baie pak slaag, maar ons nie altyd wil luister nie. Maar vanaand wil ek vir julle sê, en ek wil sluit daarmee. Alles wat God toelaat in jou lewe is nie om jou te straf nie. Daar gebeur dinge wat baie seer is, wat baie traumaties is, wat baie hard is. Maar ek wil hê jy moet vanaand weet, God laat dit baie keer toe, omdat hy jou lief het. Hy weet wat sou die ander kant gewees het. Hy weet wat sou die ander uitkoms gewees het. Moenie vanaand dink, God is hier om jou te vernietig nie. Dis nie in God se plan nie. As jy bly in die volmaakte wil van die Here, hoor vanaand die woord van die Here, dit staan 100% so in die skrif, alles sal ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is, vir hulle wat in hom bly. Dis wat die woord sê, en hy kan nie lieg nie. My hardkoppigheid veroorsaak so 'n bietjie pak slaag. Maar in hierdie gewil, sê die Here, raak stil. Raak stil, dat ek met jou kan deel. En ek wil vanaand vir jou sê, ek pleit by u, ek pleit by elkeen wat live luister na hierdie boodskap. Gaan bietjie na hierdie boodskap, nadat ek nou gebid het, en gaan kyk net so bietjie om jou, wat gaan aan in jou lewe, en begin God dank vir dit waarvan hy jou beskerm. Begin God dank vir die beskerming wat hy vir jou het in jou lewe. Goed wat hy weghou van jou, wat jy dink, hy beperk jou nie, hy beskerm jou. En dit wat jy moet hê, sal jy op die regte tyd uit die hand van die Here ontvang. Amen. Dit wat jy moet hê, sal jy op die regte tyd ontvang. Dit wat ek vandag by die Here gekry het, en wat die Here vir my doen, en hoe goed hy vir my is. Ek sê vandag vir u, ek sê dit eerlik voor die Here, dit sou nie dieselfde gewees het, toe ek 'n jong man was, as ek dit alles gekry het nie. As jong man het ek baie gehad, ek het 'n goeie werk gehad, ek het goeie geld verdien. Ek lieg nie vir jou as ek sê, ek het 50.000 'n maand verdien, 18, 19, 20 jaar terug nie. Dis die salarisse wat ek verdien het. Jy het eiendomme gedoen, ek het verdien tot 80.000 'n maand. Ek het nie weer daai geld ooit in my lewe gesien nie. Maar weet jy wat, ek kon niks wys nie. Want die regte ding op verkeerde tyd is nie reg nie. Ek kon niks wys nie. Ek het jare vir die Here gewerk, vir 'n tiende van daai salaris. Vir minder as 'n tiende van daai salaris. En weet jy wat? Dit het beter met my gegaan as met daai hele salaris. Because little is much when God is in it. Hoor vandag wat ek vir jou sê, vandag is die Here goed vir ons. En ons help baie mense en ons kan baie help, because you are blessed to be a blessing. En ek dank die Here, dat ek vandag moes geleer het, deur swaar te kry, deur niks te hê nie, het ek geleer om te waardeer, het ek geleer dat die Here my beskerm, om alles nie vir my te gee wat ek wil hê nie. Jy wat vandag vir jou kind alles gee, wat hy wil hê, en jy dink is liefde, ek sê nou vir jou, jy is juis besig om buite die liefde te funksioneer. Gaan vra vir enige iemand wat hulle sout werd is, wat met geleerdheid sit, wat werk met kinders, gaan vir jou sê, 'n kind wat alles kry wat hulle wil hê, maak jy vir die hel groot. Julle kan met my verskil, gaan lees bietjie beter, dan gaan julle dit verstaan. Stem jy saam met my? Dit is so.
Vrouens, moenie alles net vir jou man doen asof jy sy slaafie is nie. As hy dit nie waardeer deur liefde nie, is jy die rede dat hy jou nie respekteer nie as jy dit aanhou vir hom doen. Jy kan kwaad wees vir my. Ek sê vanaand vir jou, ek ken vrouens wat hanteer word as slawe in hulle huis, want hulle wil alles vir hulle mans doen. As hy dit nie waardeer nie, stop dat hy dit kan waardeer. Want jy is nie sy vloerlap nie, jy is nie sy skroplap nie. Jy is sy poplap. Jy is deur God geroep dat hy jou moet respekteer as sy medevenoot in hierdie huwelik. Andersom ook. Wanneer waardering nie meer is in 'n huis nie, is wanneer moeilikheid in 'n huis inkom. Kom ons waardeer wat ons het. Kom ons waardeer wat die Here vir ons doen. Kom ons waardeer. Ek weet nie op hier goed ingaan nie, want ek sien nou is gevaarlike terrein. Daar's so 1 of 2 tannies wat my gaan slaan hier buite. Ek sal ook maar vir my 'n wag kry wat saam my loop. Ben, jy moet maar saam my loop, hoor. Terwyl hy jou slaan, hardloop ek. Okay. Nee, ek wil vir u sê vanaand. Die Here is regtig lief vir ons as sy volk. En God se bedoeling is opreg met jou. Dit maak my hart baie seer as mense vir my sê, ja, maar die Here wil my straf, die Here wil dit. Die Here wil nooit nie. Dis 'n totale leuen wat die Satan vir jou sê. God wil jou nie verwoes nie. Hy sê die gedagtes wat ek aangaande julle koester, is gedagtes van seën en voorspoed om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. God kyk nie waar kan hy vir jou pak slaag gee nie. Dit was onder die wettiese bedeling. Dis nie onder die genade dispensasie nie. Weet vanaand, God is met jou. God is lief vir jou. Hy beskerm jou. Hy beperk jou nie. Hy hou jou net terug tot so 'n bietjie later. Baie keer dan wil ek ry en dan werk iets nie uit nie, dan voel ek, hoekom moet ek nou so sukkel en ek is bietjie nikkerig? Hoekom werk die ding nie of waar is die sleutel? En net daarna besef ek hier's 'n ongeluk hier voor my. Ek sou daal deel van die ongeluk gewees het. God beperk my nie, hy beskerm my. Moenie altyd jou sin wil hê nie. Gee vanaand oor aan die Here en sê, Here, laat U wil geskied. Kom ons bid saam. Vader, op hierdie oomblik bid ek dat elkeen sal aanraak in hierdie plek. Elkeen wat live ingeskakel is, live luister hierna. Dat ons vanaand ons harte en ons lewens sal oopmaak om te ontvang wat U vir ons wil gee. Om te doen wat U vir ons wil sê, Vader, sodat U verheerlik sal word in ons lewens. Ek kom op hierdie oomblik vanaand in die naam van Jesus Christus en ek vra, help ons om te aanvaar wanneer U soms nee sê. Here, daai man, die besete van Gadara kom en hy sê, nadat U die demone uitgedryf het, sê hy wil saam met U gaan. Hy sê vir hom nee. Hy verstaan nie hoekom nie. Hoekom mag hy nie saam met U gaan nie? Hy het nou net by die lewe uitgekom. Hy het deur hel gegaan sy lewe met al hierdie demone wat hom getorment het. Hoekom mag ek nie saam gaan nie? Here, maar toe hulle later van tyd aankom, toe is daar 'n plek waar hulle vir die koning kan werk. Toe is daar reeds, Here, toe is daar reeds 'n gevestigde oop deur, omdat hy die nee-woord moes kry. Toe maak U die nee ja. Here, ons sit in ons lewe en partykeer kry ons 'n nee. Partykeer gebeur goed en ons voel, Here, maar dis onregverdig. Ek sien hier 'n halwe leeg glas. Hoekom sit ek met 'n halwe leeg glas? Here, U weet dalk terwyl ons beweeg so ons dit uitgemors het. Here, ons sit vanaand met 'n halwe vol glas. Ons kyk anders na die situasie. Ons kyk nie na die halwe leeg glas nie, ons kyk na die halwe vol glas. Here, ons kyk nie vanaand na die beproewing nie. Ons kyk na die uitkoms. Ons kyk nie na die wag as iemand wat my voorkeer, wat my beperk en wat my net wil leed aandoen nie. Ons kyk na die wag en ons sê dankie, Here, dat U die wagters by die deur sit om ons op te pas. Here, as ek nou daarna kyk, sien ek die prentjie heel anders, glo ek, as wat Paulus dit moes sien. Maar ek dank U vir daai geleentheid wat ons gekry het, dat Paulus in rustigheid kon skryf en vir ons die evangelie gee wat ons vandag het. Ons dankie daarvoor. Ek wil nou bid op hierdie oomblik, Vader. Ons surrender all. Lord, we surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ek gee vanaand alles oor vir U. Here, ons neem vrede met dit wat U doen daarmee. Ons plaas dit in die hand sonder om dit weer uit te vat. Ons plaas dit in die hand, Here, en ons sê vir U dankie dat ons weet, U weet wat U met ons wil maak en wat U wil doen. Here, ek het al die jare gebid, Here, U is die potterbakker, ek is die klei. Toe sê iemand vir my, nee, moet dit nooit bid nie, is verskriklik erg op die potterbakkerstafel.
Here, as jy nie op die potterbakkerstafel kan gaan nie, dan beteken dit jy's te sterk in jouself en te min van hom is in jou. Ek wil vanaand sê, Here, plaas my daar en maak my instrument tot eer van die naam. Instrument wat die naam verkondig. Here, laat U verheerlik sal word deur ons. Baie dankie vanaand dat U hierdie volk seën. Dankie vanaand, Here, dat U my raak sien, dat elkeen van ons raak sien. Ek bid nou vir elkeen wat live na die boodskap kyk, wat dalk voel, hy's moeg of moedeloos, wat voel dinge werk nie uit nie, Here, dankie. Dankie vir berusting, dankie vir rustigheid, dat ons kan weet God is in dit, ons kan kalm raak. Dankie dat ons kan kalm raak. Ek kyk so vir Petrus. Here, hy lê tussen daai wagte, sy voete is in die blok. Hierdie man is in groot goed. Here, hy het hom vasgemaak tussen twee soldate. Maar hy's so rustig want hy's in die rus van die Here. Dat die engel kom en die lig skyn daar in daai gevangenis. Hy slaap so vas, hy sien nie eers die lig nie. Die engel tik aan hom en sê, "Hey, jy moet wakker word. Kom." En U lei hom uit. Here, gee vir ons so rustigheid, dat U so 'n bietjie aan ons moet tik en vir ons sê, nou kan julle maar beweeg. Gee vir ons so rustigheid vanaand, dat ons vrede in U het, dat ons, Here, nie vanaand sal wil heeltyd losbreek, is soos 'n rebelse iets nie, maar dat ons sal staan in die vrede en die kalmte van U, in die vreugde van U, dat ons sal weet, Here, U lei ons op die regte tyd, op die regte pad. Baie dankie, Here, baie dankie vir geleenthede wat verbygegaan het, wat dalk nie my te beurt geval het nie. Baie dankie vir geleenthede wat ek nie gekry het nie. Here, maar nog meer dankie vir geleenthede wat ons gaan kry. Nog meer dankie vir voorsiening wat ons ontvang het, Here. Nog meer dankie vir wat ons is, want wat ons is genade en wat ons het is geleen. En as ons sal waardeer wat ons het, Here, sal ons altyd genoeg hê. Baie dankie. Verdaag ons nou in die kosbare bloed van Jesus Christus tot ons weer by mekaar kom. Dat U deur verheerlik sal word, Vader, ons aanbid U in Jesus naam. Amen en amen. Amen en